Goeiemôre julle en baie welkom weer by die Kompas Vrou. Ek is Mariette Jordaan en dit is my vreeslik lekker om vandag weer saam met julle te wees op ons gesels met die Kompas Vrou. Voordat ek begin is daar 'n paar wonderlike dinge wat besig is om te gebeur. Ons is besig met 'n paar planne vir die jaar. Ons wil baie graag beweeg en ons wil by julle kom kuier daar waar julle is. As daar 'n vrou of 'n besigheidsvrou of 'n gesin is wat baie graag 'n getuienis wil lewer en wil vertel wat Jesus vir hulle gedoen het, wonderwerke, situasies waar daar ingegryp is wat die Here werklik 'n verskil gemaak het vir julle, wil ons daarvan weet en ons wil vir julle kom kuier en ons wil dit deel met almal daar buite. Ek wil ook oor iets ernstig praat vanoggend. Jy weet, ons gaan deur situasies en soos wat ons deur hierdie hele Paasnaweek gegaan het, is daar altyd hierdie situasies waar 'n mens ingeplaas word, waar daar vir jou gesê word, maar weet jy wat, ek dink jy is dalk 'n bietjie te vir die Here, of dink jy nie, dis bietjie too much nie, dink jy nie, jy vat dit nou bietjie te ver nie, of, ag weet jy, ek wil tog net nie oor godsdienst praat nie, of ek wil tog net nie, ja, weet jy, en ongelukkig is die realiteit dat baie kere word daar grappies gemaak van ons om, as jy as kind van die Here werklik staan en bold wil wees vir hom, en weet jy wat, daar's selfs die wat nie werke kry nie, of wat nie kontrakte kry nie, oor die waardes en dit wat hulle instaan, en dit is die realiteit in vandag se dae. En soos wat ek mismoedig voel in 'n situasie is waar ek deurgegaan het en trane gestort het oor 'n mens eintlik baie keer in jouself begin twyfel as 'n mens, want ons is gees en vlees en niemand is perfek nie. En jy weet, soos wat jy begin dink, okay, maar was ek nie dalk te nie, of moes ek dit dalk nie maar gelos het nie, of moes ek dit maar aanvaar het en net laat glip het, en maar eerder nie in opregtheid en liefde probeer aanspreek het of regmaak nie. Kom ek op hierdie quote af wat sê, never let someone who didn't die for you affect the way you worship the one that did. Julle, en dit is my hierdie mind-blowing oomblik wat ek net besef, Jesus het vir my, vir jou en vir my aan die kruis gesterf. Hy het sy bloed gestort. Hy het homself opgeoffer vir ons. Hoekom laat ek toe dat mense my laat sleg voel oordat ek werklik elke dag probeer strewe, nie tot perfektheid nie, maar probeer om werklik 'n pad met die Here te stap en probeer om meer soos Jesus te wees en probeer om regtig te staan vir God se waardes. Hoekom moet ek in myself begin twyfel? Hoekom moet ek scenario's deurgaan en herspeel omdat iemand vir my gesê het, maar ek dink jy vat dit nou te ver, ek dink jy's te. Weet jy wat, daar is maar ietsie wat jy eintlik kon laat gaan het. En ek word stil en ek sê, Here, dankie, ek weet, hierdie is 'n simpel ding. Maar ek wil weer sê, en ek wil hê julle moet dit onthou, never let someone that didn't die for you and didn't pour out his blood for you, never let they affect the way you worship and love the one you do. Julle, en ek wil dit los by julle vandag, en ek wil julle bemoedig, die dae wat jy voel, Jessie, weet jy wat, mense maak 'n bespotting van my, daar word my gesê, jy's te, of weet jy wat, jy kon dit maar net laat glip het, of is dit rarig nou nodig gewees, is dit rarig om nie daai funksie by te woon nie, of is dit nou rarig nodig om so te wees? Weet jy wat, vir my is dit, my God het vir my aan die kruis gesterf, hy het sy lewe gegee vir my, sy bloed het hy gestort vir jou en vir my. So moenie laat enige iemand daai wat jy na streef om te doen vir die Here by jou wegvat nie. Staan op God se woord, en as daar kom wat jy so voel, koop tyd uit en gaan in gebed en kom net geanker en gewortel weer met die Heilige Gees, dat hy jou net weer daai boldness en daai courage gee om te sê, my kind, have I not told you to be strong and courageous? Hy het vir jou aan die kruis gesterf.
Hy het sy bloed gestort vir jou. Hy het opgestaan en hy kom om ons te kom haal. Niks en niemand moet dit by jou kan wegvat nie. Ek wil julle bemoedig, gaan geniet hierdie maand. Ek sien julle volgende maand, selfde tyd, selfde plek. Hou ook ons blaaie dop, daar's iets baie interessant wat lekker kom, waar ons gaan gesels met die Kompasvrou, met Hetty Brits wat op pad is Suid-Afrika. Ons is baie opgewonde, sy kom deel, sy kom by 'n paar plekke stop in Suid-Afrika, met haar nuwe boek, Kweekkinders met karakter. En weet julle wat, dis nie net kinders en ouers wat daaruit kan baat nie, juffrouens, mamas, papas, enige iemand wat werk met persoonlikhede. Maak seker, julle kyk wanneer sy hier is, gaan koop julle kaartjie en woon dit by. Sien julle volgende maand.